Amen. Hart vol vraag, my siel so seer. Amen. Ek het geskree, maar niemand hoor nie. Prys die Here. Toe fluister hy, ek is hier. Ek was gebreek sonder rigting, sonder lig. My pad was koud en ek my hoop verloor. Elke tree het net zwaarder geword. Halleluja. Tot ek hiernaam in stilte hoor. Toe val ek neer, met trane op my hande, en daar ontmoet ek die genade. Prys die Here. Hy dra my deur elke storm en pyn. As ek val, dan staan hy langs my weer regop en rein. Hy hou my vas, al voel ek so alleen. Prys die Here. Hy's my krag, wanneer ek nie meer kan nie. Hy dra my deur, hy dra my deur. Ek sien nou lig, waar daar eens net donker was. Prys die Here. Die liefde breek deur elke muur in my. Ek voel weer hoop, ek kan weer asemhaal, want die het my nooit laat gaan nie. Selfs in die nag, waar vrees my omring, Halleluja. is die stem wat vrede bring. Hy dra my deur elke storm en pyn. As ek val, dan staan hy langs my weer regop en rein. Hy hou my vas, al voel ek so alleen. Hy's my krag, wanneer ek nie meer kan nie. Hy het my gevind, toe ek verlore was. Hy het my geroep en my naam gefluister saam. Nou weet ek's nooit weer Alleen nie. Halleluja. Prys die Here. Die loop saam tot die einde van my pad. Hy dra my deur elke storm en pyn. Halleluja. As ek val, dan staan hy langs my weer regop en rein. Hy hou my My vas. al voel ek so alleen.
meer kan. Hy dra my deur. Hy dra my deur. Ek is nie meer alleen nie. Halleluja! Hy Dra my deur. Yes, halleluja, prys die Here. Amen en amen en amen en amen. Nogmaals, die Here dra my deur. Prys die Here. Almal van julle is nou ingeskakel. So net om te sê die Here dra my deur. So kom ons sê goodbye dan gaan ons huis toe. Nee, ek terg net, dis net 'n grappie. Prys die Here. Goeienaand Isabel, goed en jy welkom. Jy vanaand hier by kom saam voel deel van die program. Goeienaand Eddie, goed en jy. Ja, Boeta, welkom. Jy ook vanaand hier so by kom saam voel deel van die program. Elise, daar's jy ook op. Goeienaand, goed en jy welkom. Jy vanaand hier by kom saam voel deel van die program. Prys die Here en ek hoop julle kan my hoor. Halleluja. Kom ons begin die aand eers met 'n gebed. Hemelvader, ons kom voor U almag. Ons sê dankie Here. Ook vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het vanaand. Here, waar dit ook Here die Hemelvaartsdag is. En Here, ek ook 'n geleentheid het om op hierdie dag ook te kan getuig. Here, ons sê dankie vir die grootheid, vir die magtigheid, vir die heerlikheid. Dankie Here dat U opgevaar het na die Vader. Laat ons kan bly wees, Here Vader, sodat ons die Heilige Gees kan kry, die trooster kan ontvang en laat hy ons meer kan leer van U. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die Gees van God. Dankie Here, dankie dat Jesus gesterf het vir ons aan die kruis, opgestaan het uit die dood het en ook meer as 2000 jaar terug opgevaar het na U. O Hemelvader, dankie vanaand. Dankie vir elkeen wat vanaand ingeskakel is, elkeen wat vanaand gaan luister na die getuienis. Here, laat hierdie getuienis sal wyd en suid gaan, laat die getuienis sal uitkom by wie dit moet hoor, en Here, laat hierdie getuienis inspirasie vir baie sal wees en baie antwoorde sal kry. In die naam van Jesus, dankie Here. Here Vader, en ons sê dankie in die wonderlike naam van U Seun Jesus Christus. Amen en amen en amen. Louisa sê die klank is 200%, so prys die Here. Isabel sê dankie Here, en Louisa sê sy watch my, so ja, prys die Here vir daai een. En dan Isabel sê die klank is sharp. Okay, dankie Isabel. Hierso ook, die klank is sharp. So prys die Here. Kom ons begin hierso met ons begin. Hi there, hallo Marikie, hallo julle. Welkom vanaand hier so by kom saam waar ons gaan getuig. Prys die Here mense, amen. Gloria, halleluja. Ons het nou klaar getuig, julle kan nou almal my huis toe gaan. Nee, asseblief nie, bly net op, ek maak 'n grappie. Prys die Here, ons gaan nou jubel en juig in die Here man. Ons gaan nou getuig. My hart loop oor van blydskap. Prys die Here. My siel maak 'n groot eer. Halleluja. my mond sing Nou 'n loflied. Amen. my lewe bring Nou hier. Prys die Here. Jesus Dis is my my vaste vaste rots. op hom sal ek vertrou. Amen. Daarom sal ek hom verhoor. Amen. sy liefde oor vertel. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom eer. in my wandel en in al my weer. Prys die Here, halleluja. Loof en prys, Amen. want ek is sy kind. Ja, koning se kind. Net in hom wil ek
bedek my, dan sal ek vra net wat ek wil, en Dit was verkry. Halleluja, loof die Heer. Amen. Halleluja, loof die Heer. Prys die Here. Kom aan. Amen. Amen. En amen. Halleluja, prys die Here. Ek het U lief, Here Jesus. Elke oomblik, elke dag. U is vir my die liefde Prys die Here. en die waarheid en die werk. Amen. U is die bron van my vreugde, Prys die Here. die tema van my liefdeslied. Koning Jesus. Ek het U lief, Here Jesus. Amen. U maak my hele lewe nuut. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom hier. Halleluja, prys die Here. Halleluja. Prys die Here. Ek hom loof En prys. Halleluja. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom hier. Amen. Prys die Here, halleluja. Goeienaand Shirley, goed en jy? Welkom jy vanaand hier so by Kom Saam Voel Vry, voel deel van die program. En dankie dat julle almal ingeskakel is by die uitsending van Haar Ons Getuig. Halleluja, prys die Here. Ja mense, ek is opgewonde, dit is my vreugde in my hart, is blydskap in my siel, ek is opgewonde oor wat ek gaan getuig. En kom ons skakel die mense van WhatsApp ook almal in. Goeienaand almal hierso op WhatsApp ook, dis die getuienis van Dewald Allers en welkom julle ook hier. Ek is besig om te getuig oor hierdie het alles gebeur. Ek was klaar met 2008, hierdie is nou 2009 wat dit gebeur het. En waar die Here my geskuif het Kloorkop toe en waar die dinge beginne daarso. En verlede week het ek getuig waar ons die geld ontvang het om die kerk te registreer. Onthou, hierdie kerk is geopen deur God. Hierdie kerk behoort aan die Here. En dis hoekom hy kan staande bly. En nou wat nou gebeur is, ek het nou die gelde mos inbetaal en nou beweeg ons aan. En nou soos wat ek daar op die hoek werk van Ellendale pad, daar tussen Midrand en Kempton Park, die mense wat ek elke dag bedien, dis waar ek verlede week deurgejaag het toe ek op die einde gekom het. Nou daai mense wat ek almal op die straat bedien het, of hy nou daar aangekom het met 'n kar, of hy daar net verbygeloop het almal beginne optrek na my huis toe op Sondagoggende. En ek het nie 'n probleem as hulle kom en hulle klop aan my voordeur nie, ek het nie pyn daarmee nie, maar wat nou gebeur is, my huis, onthou ons het in 'n RDP huis ingetrek, nou die huis is nie baie groot nie, so baie vinnig het die sitkamer vol geraak, die gang het vol gewaar, die kombuis, as jy uit die sitkamer uit kyk, dan kyk jy in die kombuis in, wat 3 meter lengte was, of 4 meter was, en dan is die kombuis klaar. So daar was nie 'n groot kombuis nie. Daar het mense gesit, uit by die deur, op die trappe, agter by die agterdeur, het mense gesit. Oralste het mense gesit, en dit het 'n probleem begin raak. My sitkamer was chock en blok vol. Die mense het voor by die deur uitgesit. Baie van hierdie mense het 10 na 15 kilometers ver geloop
om net by die diens te wees. En dit was vir my nogal inspirerend geweest van die mense. Hulle het nie gevra vir lift nie, hulle het geloop en hoe opgewonde hulle was om net die woord van God te kon hoor, was vir my wow. En voor as jy uitgekom het by die deur, was daar 4 trappe geweest, daar het mense gesit. Reg voor die sitkamer venster was daar gras geweest, die mense het daar gesit en oralste het mense gesit en kinders gesit en dit was jubelend, dit was pregend, maar almal het kom luister na die woord. En dit is wat my hart nogal geroer het en dit het gemaak dat dit 'n gebedssaak begin word het, dat ek met die Here kom begin praat het en sê, Here, ek face 'n probleem. U het my geroep, die woord sê, dit wat u in my begin is, sal u eindig. Die woord sê, Here, u sal na my kyk. Nou sit ek hier met 'n probleem, my huis is vol. Oral sit mense en ek het nie 'n tent nie, ek het nie 'n stoele nie, ek het niks, hulle sit op die grond, hulle sit op die gras, maar hulle sit om die woord te luister. Here, hoe nou? En dit begin swaar druk in my hart. So ja, en ja, en dan bid ek. En in die oggend, as ek klaar gebid het, dan werk ek weer daar op die hoek. Dan gaan ek nou weer aan daai oggend, deur die week as ek daar op die hoek is, dan bid ek, dan sê ek, Here, asseblief, asseblief, asseblief. Ons het met 'n probleem by die huis. Die mense, jy stuur hulle huis toe. Ek het pyn nie, maar my huis is te klein. Hy kan nie die mense hanteer nie. Here, wat nou? Hoe? En dit is nou Sondag as ek nou klaar en die week het nou begin. En dit was nou my gebed ook deur die week, dat ek met die Here praat en die Here. En ek herinner die Here, maar hy het gesê, hy sal vir my sorg, hy sal my help. En intussen, terwyl ek daar so by die hoek besig is deur die week, is Annetjie ook, sy soos Louisa wat besig is met die Here, en die Here sê vir haar, hy het my 2 gazebos gegee. Julle moet nou mooi luister. Dit was in die tyd toe ek in Boksburg was, in Groeneweide. Ek het al getuig daarvan dat ek daar was. Ek daar by die watertoring gewerk het. Nou, daar het 2 verskillende mense op 2 verskillende dae gekom. En elk het vir my 'n gazebo gebring. Splinter nuwe gazebos binne in hulle bokse, nog toegemaak. Hulle het my jammer gekry omdat ek buite in die son sit en werk vir die Here. So ja, hulle het vir my elkeen 'n gazebo gebring. Ek het die gazebo so gevat, binne in die bokse, bo op my kankas gegooi, of gesit. Ek sal nie sê gegooi nie, ek het dit daar gesit, want dit was hoog geweest. En ek het eintlik, het ek daarvan vergeet. En wat nou gebeur is, nou sê die Here maar, hy het my 2 gazebos gegee. En ek moet dit gebruik. Nou daai dag het ek swaar gebid weer deur die dag om te sê, Here, my huis is vol, die mense kom, hoe nou? Ek het nie 'n tent nie, ek het nie geld nie, waar nou een? Wat moet ek doen? En ek kry nie antwoord nie. Toe ek by die huis kom, toe sê sy vir my, luister hierso, die Here sê, jy het 2 gazebos gekry. En dit was soos 'n pen in my hart, want ek het vergeet van die gazebos. En ek sê, dis 'n goeie idee. Maar onmiddellik besef ek moet die gazebos opslaan en weer afslaan. So dit is nie 'n gazebo opslaan en afslaan, is nie 'n harde werk nie. Maar ek sê nee, dit is reg. Maar jy weet nou, omdat ek nou ek is, dis nou nie julle nie, dis nou ek. Ek Dewald. Sê ek, Here, ja, okay, gazebos gaan werk. Ek sien die prentjie. Maar ek het stoele nodig. Jy weet, nou begin dit alweer daai kant toe gaan. Here, eers het ek gemou dat ek 'n tent of niks nie. Nou het ek die gazebos. Nou sê ek, Here, onmiddellik sê ek, Here, ek het nie stoele nie. En ek sê, Here, asseblief, die mense hierso rondom my, onthou ons bly in 'n oop erf. Hy het 3 kante wat oop is. Daar's net een kant wat 'n muur het. Dis hier agter
as ek nou sê die agterkant, die voorkant is oop, die agterkant is oop en hierdie kant is oop. So tussen my en hierdie buurman hierdie kant is 'n muur. So en ek sê Here, maar almal kyk na ons toe en ons mense sit op die gras. Nie laat ek enigiets voel nie, maar almal weet ek verkondig die woord van die Here. Almal weet ek bid daar op die hoek en so die mense kyk op 'n mens neer. En dit druk swaar. Ek sê Here, asseblief U moet help en nou jy weet intussen het die Here gesê ons by die kerk geregistreer. Intussen het ons nou die gelde inbetaal. Intussen het die Here gesê ons moet besluit op 'n datum en ons moet die kerk open. So intussen is ons nog besig met al hierdie dinge wat ons kort daarvoor ook. En nou is ek nog besig met die gazebos en nou dat die gazebo dus nou hardloop my hart weer vir stoele. So ek sê net Here, asseblief U sal moet deurkom. En ja, en ek bid daai week, en die naweek het weer gekom en toe daai naweek kom, toe is die huis nou weer vol en alhoewel ek die gazebos het, maar ek nie stoele gehad nie. En daai maandagoggend na daardie Sondag, toe gaan ek nou terug op die hoek en ek sê Here, asseblief U moet my. En terwyl ek met die Here besig is, stuur die Here 'n man op my pad. En die man het gekom, hy het daar by my gestop en hy het vir my gesê, luister hierso, ek moet hom vertel wie en wat ek is, wat doen ek hierso. En ek het hom vertel en toe sê hy vir my, hy het gebed nodig. Nou ek het nie 'n pyn nie, baie mense het daar gestop, baie mense my kom vra, vrouens het my gevra, mans het my gevra, kinders het my kom vra vir gebed. En dan bid ek vir hulle daarso. En toe ek nou klaar is, toe haal hy 'n koevert uit en hy gee dit vir my. Nou begin alles is snowball in 'n gewone taal. Prys die Here. Halleluja. En hy haal 'n koevert uit en ek het nie geweet daar's geld in die koevert nie. En ek vat die koevert en ek sit hom in my sak. En ek het vir hom gesê dankie en op die eind toe sy daar weg en die Here wys my, luister, hy haal die koevert uit en toe die koevert uit al toe is daar nou geld in. En onmiddellik voordat daar enige gedagtes was, toe weet ek, dis die geld waarvoor ons gebid het vir stoele. Die geld het nou ingekom. Die Here het die geld nou gestuur. Julle kan weet, onmiddellik begin ek jubel, begin ek juig, begin ek vreugde in die Here vind, begin ek daai blydskap stoot so van binne af op binne in jou. Dit oorweldig jou, jou gedagtes voel of dit stil staan, maar jy raak al hoe blyer en blyer en blyer. En jy weet, dit is baie moeilik om te beskryf, maar dit is wanneer die Here deurkom. Dit is wanneer sy goedheid, sy guns so vir 'n mens is. En dis net amazing. En dan begin 'n mens die Here te aanbid. Jy begin terwyl jy die Here aanbid, dan loof en prys jy hom ook sommer. Jy doen alles sommer in one shot. Jy weet, want dit is opgewonde. Die Here ken 'n mens se hart en net om te besef God het weer voorsien. En dit is waar die dinge alles begin in mekaar pas het. Alles in mekaar begin soos 'n puzzle in mekaar skuif, is hierso in Kloorkop. Wat die Here wil doen, wat hy vir ons gaan doen, waarheen hy ons gaan begin. Dit is waar alles begin het. Dit was hier in Kloorkop. En hier die Here weer gewys, na ons huis hier, na die registrasiegeld, nadat ons skulde weer betaal is, laat hy nog steeds waardig is. En die Here 'n werklikheid is vir sy kinders. Hy's 'n hoorder van gebed. En net om te dink dat die Here 'n mens
so hoor. Net om vir julle 'n idee te gee. Jy weet, jy het nie geleerdheid nodig nie. Jy het nie slimmigheid nodig nie. Jy hoef nie alles te weet in die Bybel nie. Jy hoef nie ryk te wees nie. Jy moet net jouself wees voor God. Dis al wat die Here soek is, iemand wat opreg is en wat homself is. En jy moet die Here net kan dien, kan loof, kan prys, maar jy moet hom ook kan vertrou. En jy weet, soos die Here, dis hoekom dit baie belangrik is, hoekom ek die bedrag genoem het van hierdie stoele. Ek noem nooit geld in hierdie storie nie, maar om 'n rede ek God vertrou, gee hy my 5.000. En wanneer hy my die 5.000 gee, kan ek nie nou 'n ander plan maak en sê, luisterie, ek gaan nou die geld vir 'n kar of iets gebruik nie. Ek kan nie die geld gebruik nie. Ek moet die geld gebruik waarvoor ek dit bid. En dit is wat belangrik is. Ek het al gehoor, mense sê hulle bid, dan kry hulle die geld, dan doen hulle iets anders dan met die geld, dan bid hulle weer vir die Here vir die geld. Jy weet, die Here toets jou getrouheid aan die finansies. Hy toets om te kyk waarvoor jy bid, en hy gee dit vir jou, of jy daarby bly. So ek kan nie nou gaan in my eie dinge begin besluit nie. Waarvoor ek gebid het, weet ek, dit was vir stoele gewees. En weet ek moet dit koop. Nou wat gebeur is, omdat ek die Here vertrou, nou moet jy mooi luister. Omdat ek die Here vertrou en op die Here se woord wag en op sy voorsiening wat hy gee, wat 'n werklikheid is. Nou, daai stadium het ons nie 'n kar onthou, ek het alles verloor in die begin van my lewe, toe ek die Here begin dien het, omdat ek moeilik was, omdat ek nie na God wou luister nie, my eie wysheid gevolg het, slim was, hardkoppig was, hardnekkig, jy noem dit, ek was dit, en ja, ek was die rubbish in die lewe gewees. So ja, en ek het alles verloor as gevolg daarvan, en so het ek ook my huis verloor, finansies verloor, kar verloor en al daai dinge. So ek het nooit toe ek die Here begin dien het, die goed gehad nie. So ek moet die heeltyd op die Here rely, ek moet op God vertrou vir sy voorsiening, sodat hy my kan deurdra. En wanneer die Here vir my iets gee, wow, dis dit 'n blessing. Ok, vandag het ek nou meer, maar dit behoort nie aan my nie, behoort aan God. Ek het nog steeds niks nie. So, en nou terwyl ek hierdie geld het, en ek weet, dit is vir die stoele, nou moet ek met die Here praat en sê, Here, U moet my nou help. Ek moet nou stoele koop, ek het nie 'n kar nie. Jy sien, nou gaan dit weer terug na die Here toe, want hy sê, maar hy is my bron van alles. Nou sê ek, Here, asseblief, hoe gaan ek nou die stoele kan koop? Ek ken niemand nie, ek sien hierdie area, onthou ek het daai tyd gesê, dit Kleurkop is woestynland vir my, so ek ken niemand daar nie, so hoe nou? Al wie ek ken is die mense wat verby my loop, of wat my kon groet hier so by die hoek. Daar was so 'n paar mense wat my kon groet het, mense wat al gestop het om te vra, hulle het ek geleer ken, maar die mense wat deur die dag daar is, ek het nie vriende nie, ek het nie familie daar nie, so ek het niemand daar nie. So wat nou is, nou moet ek weer sê, Here, asseblief, ek bid nou, en ek vra U, om iemand op my pad te stuur, om iemand vir my te stuur wat my kan vat, om stoele te gaan koop. Ek is nou afhanklik van die Here om my te voorsien. En nou sê ek vir die Here, hy moet my net Festival Mall toe vat. Die Here het my nou genoeg geld gegee, ek kan daar 'n petrol betaal ook. So ja,
en as ek aan Festival Mall kom, is daar darm 'n Hyperama en daar's 'n gamewinkel. So daar's 2 winkels waarvan ek kan kies. So daai 2 is vir my oral genoeg. Ek hoef nie nog na Boulders toe te hardloop nie. Ek gebruik Boulders net vir 'n voorbeeld. So ek kan Hyperama toe gaan en ek kan game toe gaan en ek kan daar gaan kyk vir stoele. So ja. Onthou so ons het nie die ryding nie. So ek is nog besig en terwyl ek nog hierso met die gedagte is om vir die Here te sê ek het nie 'n ryding nie. En in hierdie gebed is dit al op my oog net so vang en ek sien hierdie kar wat hier verby my ry. Hierdie dis so goue, ja almal ken die Toyota Cressidas. Dit was so goue Toyota Cressida en hy het net so verby my gery. En met eens is dit of die Here vir my sê, luister hierso, daardie man kan jou wegvat. Want iemand het al vir my genoem in hierdie area, dat daar 'n oomie is met so 'n goue Toyota Cressida wat daar bly, wat loswerkies doen en die mense help so nou en dan nie by die huise. So, onmiddellik toe ek dit sien en die Heilige Gees vir my sê, die oomie ry verby my, onmiddellik voel ek daai opgewondenheid hier binne in my, om te sê, yes, ek gaan my stoele kan koop. En julle kan weet, daai dag was vir my hopeloos te lank. Na daai middag, nadat ek gewerk het ek nie huis toe eers gegaan nie. Ek is sommer reguit na die oomie toe. En ek kom nou by sy huis nou, blaf die honde nou terg ek ook nog die honde. Jy weet, ek hou daarvan om die honde te terg. Want dan maak hulle lawaai, vir alles al nie 'n klokkie is by die hek nie. En op die einde kom die oomie uit en hy kom stel homself voor en net om vir julle te vertel, sy seun is vandag een van die mense wat hierso in my in die gemeente by ons sing. En sy vrou is vandag ook hier by ons in die gemeente. Sy kleinkind is hierso by sonneskool, hierdie selfde oomie. Maar die oomie is nie hier nie. Okay, maar hierdie oomie, hy stel hom voor, jy kan sien hy's ouerig, jy kan sien hy sal hierso, as hy nie in sy 60's is, was hy baie naby aan 60, maar jy kan sien hy sal oud. So ja, en ek vertel vir hom, ek wil gaan stoele koop en ek het nie 'n kar nie en ek sit hier met 'n probleem, ek is vasgekeer, ek het 'n probleem met die kerk, ons het nou net 'n kerkie begin, die mense kom in my huis en ek vertel vir hom die storie en hy sê vir my, nee man, dis nie 'n probleem nie, hy sal my sommer die volgende oggend gou Festival Mall toe vat, ek hoef nie te worry nie. En ek, weer eens, kan 'n mens sien, laat God in hierdie besluit is, in hierdie wat ek met die oomie praat, hoe die Here, ek het Sondag gepreek daaroor, hoe 'n mens guns in God het, maar dan het 'n mens guns by die mens. Onmiddellik werk hierdie oomie saam met die Here, want alles, die woord sê, alles werk ten goeie vir hulle wat Christus lief het. Vandag kan ek dit gebruik, maar daai tyd het ek dit aanskou, ek het dit gesien. Ewe skielik werk hierdie oomie saam met die Here om my te vat, laat ek die stoel te gaan koop. Hy's bereid, yes, en ek is opgewonde oor dit. En toe ek nou klaar is, sê ek vir hom, okay, oom, ek sien oom dan nou die volgende oggend, daai stadium was ek nou nog so, ons is nou al 18 jaar in die bedryf. Ja, 18 jaar, kan jy dit glo? Daai jare was ek nog bietjie jonk geweest, dis kom ek sê oom. Nou ja, en ek is toe daar weggekom by die huis en ek roep vir Annetjie en ek vertel vir haar en ek wys vir haar die geld. En ek sê vir haar, luister, ek het gebid vir die stoele. Ek het nog nie gebid vir die opening van die kerk nie, ek het nog nie gebid vir ander dinge nie. Die gazebos het die Here gegee. Ek het begin bid vir die stoele, want dit is 'n probleem. So, en ek vertel vir haar en ek sê vir haar, luister hierso, ons het die geld nou gekry. Die Here het klaar gewys, die oom kan my vat, ons kan gaan stoele koop, sy is opgewonde, ek is so opgewonde,
Maar weer eens, voordat ek aan die geld kan raak, moet ek eers God se geld uithaal. Luister wat ek jou vandag sê, al is ek in die bediening, haal ons eers die 10de uit. 'n 10de gaan eerste uit. So, dit word eenkant gesit, ons raak nie daaraan. Al gaan koop ek die stoele wat die Here gestuur het, haal ek nog steeds die 10de uit, want ek moet die Here nog steeds vertrou vir dit wat ek nodig het en vir voorheen. So ek moet nog die heeltyd en ek moet vir die Here wys, ek vertrou hom completely nog steeds waarvoor ek bid. So ons haal die 10de uit, ons sit dit eenkant. En ons is voor die aangesig van die Here, ons sê dankie vir die geld, ons sê dankie dat die oomie saamwerk, ons sê dankie vir die leiding, ons sê dankie vir die openbaring, ons sê vir die Here dankie, laat alles in plek val, laat ons daai stoele kan gaan koop. So ja, dinge begin dit beweeg in 'n rigting, en ek kan sien dat dinge binne in die huis op die grond besig is om te gebeur. Nou ja, die volgende oggend is ek nou mooi aangetrek, hare mooi gekam, ek sê altyd mooi gemake-up, hare gekrul, okay, my hare is net lank, maar moet nou nie worry daaroor nie. En ek is daar weg na die oomie se huis toe, ek is daar om die blok, en ek gaan daar na hom toe, kom daar by sy huis, die honde blaf, was ook nie lank nie, toe kom hy uit, hy sluit die hekke oop, ek mag nou nie sy garage nie, motorhuis. Okay, maak sy motorhuis se deur oop, trek sy voertuig, trek sy motor uit die motorhuis, sit hom in die straat, ek maak die hekke toe, want ek wil nou nie in die oom se yard gaan nie, maar hy los die garage oop, en ons ry toe. En toe ons daar by Festival Mall kom, toe is dit 5 minute voor 9. Nou kan jy weet, ek voel soos 'n ryk man. Ek voel, ja, die oom hulle sê nee, hulle gaan sit in die kar. Ek sê nee, ek gaan uitklim. Ek het die geld by my, ek loop in die winkel sit, en ek sê, Here, ek kan nie verder loop as hierson nie, want daar's 'n so tralie deur wat moet opgelig word. Dan kan ek eers by die Hyperama ingaan, en dan dan sal ek uitkom, en dan sal ek gou so afhardloop in die gang, maar daar's ook ek, dat ek by game kan uitkom. En ek sê nee, ek gaan gou eers inhardloop by die Hyperama. Toe hy deure oopmaak, ja, ek is daar in, en dan nou soek ek na die rye met die stoele. Nou is ek op en af van die Hyperama, ek is opgewonde, ek gaan nou stoele koop, dis die eerste keer. Nou kom ek by die plastiek stoele, maar ek weet nie, 'n mens kry 'n gevoel, dis nie die stoel nie. Alhoewel die prys alright is, dis R120 'n stoel, maar die stoel voel nie vir my okay nie. So, onmiddellik sê ek nee, wag, laat ek gou eers hierso stop, ek sal terugkom as ek nie stoele kry nie, dan sal dit nou my tweede opsie wees, maar laat ons maar gou game toe gaan. Nou ja, daar was ek weg, game toe, kom by game, daar wat hulle ook stoele van R120. Maar die stoele lyk nou beter. Sy, net om 'n idee te gee, sy rugleuning is hoër ook, lyk meer na 'n stewige stoel, en ek voel meer gemaklik. Ek is groot, ek weet as ek op 'n stoel sit, hy breek of hy knak. Okay, julle sal sê ek is vet, okay, ek mind nou nie, maar ek's bietjie oorgewig. Prys die Here, halleluja. Maar jy weet wat ek bedoel is, laat die stoel nou nie gaan breek as mense op ons sit nie. Dit is wel my eerste probleem. En ek voel toe gemaklik, maak somme, ek sien nee, ja, ek het genoeg geld, want ek die helfte van die geld sal my gebring. En ek sien nee, ek sal 12 stoele kan koop. Maar die oom het nie 'n trailer saamgebring nie. En nou weet ek moet 12 stoele koop. Nou praat ek ook al weer met games mense. Nou sê ek vir hulle, luister hierso, ons kan ook 'n probleem hê as ons nie daai stoele in die kar kan kry nie. Sal ek die helfte vat, dan sal ek die helfte môre kom haal. So ek reël om met hulle het nie pyn nie, hulle sê vir my nee, dit is nie 'n probleem nie. Ons kan so maak en goed. En ek betaal toe die geld. En ek moes 2000
dink dit was R2200 of iets, maar dit werk toe so uit, omdat ek dit meer as 10 stoele is, gee hulle my R100 nog terug ook. En op daai stadium was dit vir my, wow, gebeur. Hierdie het gebeur in 2009, ons het nie regtig die gelde gehad nie, en nou gee hulle my nog R100 terug ook, so, en nou is ek nog meer opgewonde, want nou betaal ek R2100, en die oomie se petrol hiernatoe is R100, so die R100 wat ek teruggekry het, is eintlik nou die oom se petrolgeld. So ja, nou vat ek die stoele, nadat ek het betaal het, en ek is daar uit, kom by die kar, en ek sê, oom, hoe gaan ons nou hier maak? En die oom sê vir my, nee man, is maklik. Hy vat 6, druk het in die boot, druk die stoele op, vat die ander 6, sit dit langs, en ek staan verbaas, die boot is van die kar, okay, die kattebak, laat ons net Afrikaans praat. Dis nie 'n bak waar jy katte in sit nie, dis die boot. En al twee stelle van 6 pas mooi in die oom se boot, sonder dat dit seer kry, en die boot kan toe gaan, prys die Here, 12 stoele, en daar neem ons dit, en ons ry huis toe. Wow, dit was die Dinsdagoggend. En toe ons nou daar by my huis kom, nou laai ons die stoele af, en die Here wys my, ek moet onmiddellik weer vir die oom vra of hy my weer sal vat. Maar nou wil ek ook dan, jy weet, ek is ook iemand wat ander mense respekteer. Nee, maar julle sal nou sê, ek is nie altyd so, man, ek is, daai dag was ek nou so. Ek respekteer hom toe, ek sê, Here, ek gaan hom nie vra om my nou te vat nie, wat ek gaan doen is, ek gaan hom vra om my donderdag weer te vat. Nou weet ek kan weer 12 stoele gaan koop. So, nou praat ek met die oomie, man, nou weet jy ook, ek kryp met ander woorde na hom toe, en sê ek, oomie, ja, dankie dat jy my gevat het, en ek praat ook al die mooi woorde, soos enige groot mens, maak maar of ek nog nou slim geword het, en ek waardeer het, en ek vra vir die oomie, of hy my sal vat, donderdag om die ander 12 te gaan koop. Hy sê, no problem, hy sal my gou donderdagoggend ook vat, ek moet hom net weer petrolgeld gee. Ek sê, nee, is reg. So het ons die stoele afgelaai en gevat, in die huis in, die oom is daar weg, ek is terug hoek toe, donderdagoggend is ek daar na die oom toe, kom daar by hom, hier vat hy my weer, game toe, kom by game, ek sê vir hulle, ek soek nou nog 12, en hulle half my nog 12 uit, en prys die Here, en so het ons toe nou, ons 24 stoele, was die eerste 24, vandag het ek nog 2 van die stoele oor, dis nou al 18 jaar later, ek het nog 2 oor, wat in my besit is, hulle staan in die kinders se sonneskoolklas, ek het net nog 2 oor, en terwyl ons hier die stoele aflaai, daai donderdagoggend, sê die Here vir my, vra vir die oom, luister nou wat ek vir julle sê, onthou ek rely op die Here, ek vertrou die Here, vir insig, vir wysheid, vir kennis, so, om al die dinge in die Here te kry, en slim te wees, en die Here jou leer om slim te wees, jy weet, terwyl ons nou hierdie toe, dan sê die Here vir my, vra vir die oom om vir jou 12 10 penne te maak. Ek sê nee, is reg. Toe ons die stoele aflaai, sê ek, oom, ek soek nou 12 10 penne, en ek sit vanmiddag aan dink, ek het daai dag, dit was tussen 30 en 40 centimeter, 'n pen gewees. Ek onthou, dit was datus, maar ek kan nie onthou presies, het ons dit 35 centimeter gemaak, of 40 of 30 nie, maar dit was somewhere daarso, en ek het vir hom gesê, oomie, maak my 10 pen, reguit pen, dan sit jy net vir my 'n haak af, laat ons net 'n tou kan omsit, om die gazebo, dan kap ek dit in die grond in, trek die gazebo's vas, en dan kan hulle staan, want, ek het klaar met die Here gepraat, ek gaan nie die gazebo's op en afslaan nie. Nou moet jy mooi luister, nou gee die Here by wysheid, dat die oom vir jou penne maak, en laat ek die gazebo kan vastmaak.
Ons nie is reg. Hy gee my toe 'n prys. Op daai stadium, 2009 was hy goed, nou 'n bietjie goedkoper geweest. Petrol was goedkoper geweest. Load sharing was nog nie daar nie. En ja, so ek kon die penne betaal die volgende oggend. So die volgende oggend het ek vir die oomie, ek dink hy my 200 of 200 en x rand gevra. Ek kan nie met die bedrag onthou nie. Maar ek weet ek het vir hom die 10 penne se geld gegee. Hy het die 10 penne gemaak. Ek moes 'n week wag vir die penne. En so ja, hy het dit gemaak vir my en toe hy nou vir penne terugbring, slaat ek die gazebo's op. Maar daai Sondag het ons buite gesit in die son. Nie onder die gazebo's nie, maar hulle kon op die stoele sit. En hulle het lekker gesit en ons kon lekker kerk hou. En ek het geweet die volgende Sondag gaan ek nou die gazebo's opslaan en ek het nou moet ek bepaal waar gaan ek dit doen. Onthou die jaar is oop en ek wil die gazebo's opslaan en nou besluit ek gaan dit voor my kamervenster opslaan. En dan gaan ek hom vasslaan daarso dat hy kan vas staan. Ek gaan nie op en af die wind gaan nie hom kan beweeg nie soos die Here my gewys het en ek gaan nie skade nie, al is my erf oop. Baie van die mense het deur my erf geloop in die veld in. Agter my was 'n veld. En dan het hulle kort pad so deurgevat om by die hoek uit te kom. So ek het nie pyn daarmee gehad nie. So maar en toe ek daar die 10 penne kry en ek slaan die gazebo's op en ek slaan hom vas, toe slaat ek op elke, soos wat die paal so staan, slaat ek 2 penne, een aan hierdie kant, een aan daai kant en ek trek die gazebo, die seil, trek ek reguit af met nuwe toue, wat ek ook gekry het, stewiger toue en ek maak hulle om die 10 penne vas. So daai paal kan nie beweeg nie. Hy's vas in die grond geslat met hierdie penne en so die wind kon nie eers daar die gazebo's beweeg nie. Hy dag in en dag uit het hy gestaan voor my kamervenster. Dis 'n oop erf soos ek gesê. Niemand het geplan nie. Niemand het die stal kom hol nie. Alhoewel soveel mense deur my erf geloop het en niks het gebeur nie. En God het daardie gazebo's vir ons opgepas. Net om vir jou idee te gee, daai gazebo's het vir 2,5 maand voor my kamervenster opgeslaan gebly. En dis eintlik amazing. Elke Sondag is die wit stoele uit die huis uitgedra, want ons diens gehou, ons het die woord bedien, ons het lekker kerk gehou, ons het gedans, ons het gesing, ons het gejubel, ons het gejuig, ons het ons hande opgesê, almal kon sing, ons loof die Here, ons prys die Here, en ons is nie skaam nie, man! Ons is regtig nie skaam nie. En ons sit op nuwe stoele, yes, en ons sit op nuwe stoele, prys die Here. Nou wat gebeur het, soos ek die stoele gekoop het, ek gesien, kom ons vat eers 12 stoele uit. En in die eerste diens het al 12 vol geword. So ek moes die ander 12 gaan haal het. So ja, julle sal nou vir my sê, slim vang sy baas. Ok, dis nou ek daai. Yes. So ek moes vinnig die ander 12 op gaan haal het, so dat ons al 24 onder die gazebo uitpak. Jy weet, dis mos nou weer my besluit, my gedagtes en so. Ek het mos nou nie gedoen wat die Here gesê het nie. So dis wat daar gebeur het. Die Here het gesê, hy gee vir my die geld, 24 stoele, en ek pak net 12 uit. So, kry maar vir jou. Ag, prys die Here daarvoor. So ja, die Here het dit gestuur, ons het dit betaal, en so seën die Here ons. Toe met hierdie finansies, alles was genoeg gewees vir die petrol, vir die 10 penne, alles het dit gedek, ons het niks geshort nie, en ons kon dit alles kry. Maar wat nou gebeur het, intussen, begin ons ook nader kom na April maand se kant toe. Ek dink ons was hier so in Maart maand al, begin Maart maand toe dit gebeur het. Nou,
Nou, almal weet wat in April maand is jou paasnaweek. En wat nou gebeur het, die vorige jaar was 2008. Ok, ek gaan nou daaroor praat, maar nou, omdat ons nader aan paasnaweek kom, het baie mense by my gestop, mans, vrouens, verskillende mense, het my gepraat oor die manne wat gaan optrek na oom Angus se plaas toe, en dit was in 2009. En my hart het 'n begeerte gehad. Ek het 'n begeerte gehad om saam te kan gaan. Ek het dit die jaar tevore het ek dit in die koerant gelees. 2008 het ek gelees van die manne wat daar was, en dit het ding in my hart veroorsaak dat ek vir die Here daai jaar gesê het, Here, ek sal like om volgende jaar te gaan, as al weer so iets is. Ek sal like om saam met hierdie mense te wees. En nou wat gebeur is, daar is weer 'n samekoms gewees van 2009, manne wat gaan optrek het, en hierdie ding begin nou broei in my hart. Jy weet, nou begin dit broei, nou begin ek met die Here praat. Here, ek sal regtig wil saamgaan, maar ek verstaan ook, ek het nie 'n kar nie. Ek het nie 'n tent om in te bly nie. Ons is besig om die kerk se opening te reël en ons het nie regtig die finansies nie. So, en jy weet, nou begin ek en ek sê, Here, maar my hart gaan uit om saam met hierdie manne daar op die plaas te wees. En jy weet, nou deel ek met die Here my hart, en dan sê ek, Here, maar ek sal graag deel van hierdie manne wil wees daarso. Nou weet ek hierdie April maand kom nader, en ek sê, Here, maar ek sal graag saam met die manne, net om te kan sien, net om deel te kan wees, soveel manne wat daar gaan wees. Die vorige jaar was dit 60,000, daai jaar was dit 120 waarvoor hulle gebaken het. Op die einde van die dag was dit 160,000 manne. Maar ek sê vir die Here, net om te kan dink, laat 120,000 manne op een plaas gaan wees, voor u aangesig. U wat waardig is, u wat die lewendige God is. En almal van hulle het 2 hande. En ek sê, Here, dink net, almal van hulle steek hulle hande op, almal loof en prys U. Dis 240,000 hande wat in die lug is vir ons koning. Mense, in my hart het gebloei daai dag, toe ek dit gesing het. En ek praat met die Here en ek sê vir hom, Here, asseblief, ek sal wil gaan. Ja, ek weet nie hoe nie, ek weet nie, hoe gaan ek daar kom nie, ek weet nie. Maar net om te dink, daai manne gaan verheerliking aan my God bring. Om hom te prys, om hom te eer, hom te verheerlik, om voor die Almagtige te wees. Dit gaan net wow wees, dit gaan net wow wees in die teenwoordigheid van ons God. En almal se hande gaan in die lig wees. En dit vir die Almagtige God wat ek en jy vandag dien. Ja, en ek sê, Here, asseblief, dit sal nice wees, as daai 120,000 manne ook nog hulle knieë buig in u aangesig. Halleluja! Mense, ja, en ek praat met die Here, en ek bid ek, en my hart gaan uit, my hart gaan al uit, my hart wil al hardloop hierdie kant toe. En ek sê, Here, ek wil deel wees, ek weet nie hoe nie, ek bid en ek bid. En hier het nou begin ook om elke dag 'n gebed te raak. En ek sê, Here, ek wil deel wees van hierdie manne wat gaan af. Ek wil deel wees van dit wat daar gaan gebeur. En dit brand hier binne my, dit brand hier in my hart. Om na af te gaan na my Angus se plaas. Ek sê van die Here, asseblief, ek wil gaan. Ek weet nie hoe gaan ek daar kom nie, ek ken niemand nie, ek weet van niemand wat afgaan nie. Mense sê hulle gaan, maar ek ken nie, waar bly hulle, waar kom ek. Ek het eers 'n tent nie. So, ek weet niks nie. Vir my is dit 'n storie om nou, dis so, ek altyd vir Eddie sê, hy gooi 'n klip in die bos. Hierdie was ook 'n klip in die bos wat ek gegooi het en gehoop hy tref iewers.
Want ek nie geweet wat ek gaan doen nie, hoe gaan ek daar kom nie, ek nie geweet wat ek doen nie, alles lyk de mekaar, alles lyk, dat dit 'n saak van onmoontlikheid is, om eerlik te sê. So ja, ek gaan net nog so klein stukkie getuig, ek sien tyd haal my in. So en ek bid dit weer van my hart af, dan maak dit 'n gebedssaak, om vir die Here te sê, hy moet my help. Ek noem vir die Here dat ek sal graag daar wil wees, ek wil tussen soveel manne wees, ek wil saam met hulle die Here loop, ek wil saam met hulle wees. Ja, maar, dis nie dat die Here nie antwoord nie, dis nie dat ek nie die Here nee sê nie, maar dit is net doodse stilte. Ja, want dit kom van my hart af, en dit brand in my hart om af te gaan, en ek sê, Here asseblief, ek weet nie hoe nie, U sal moet help, en dit begin nou, hierso, 'n branding, ek weet nie om vir jou te verduidelik, maar dit stoot op, dit is 'n hinkering om te sê, jy wil gaan, jy moet gaan, dis wat hier binne aangaan, maar ek kan nie vir die Here sê, ek moet en goed nie, maar dit hier binne my, voel dit so, ja, en die brand mense, ek wil net afgaan, en ek vra Here, my U sal moet help en te voorsien. So kom ek getuig net tot hierso, sal volgende week verder getuig. Prys die Here, jy sal volgende week maar moet kom verder luister. Halleluja, loof die Here mense, iemand kan die Here loof. Halleluja, amen, amen en amen. Kom ek speel hierdie song, Here, dankie. Prys die Here. Here, Here, kom nader, Here, kom nader, kom leer my, Here, onderrig my, gee my raad, Here, wees U my leidsman, rig U my voetstappe, asseblief, Here, in Jesus naam.
is faithful. Die Here is faithful en hy's getrou op sy woord. Mense, is al wat ek kan getuig. God is 'n werklikheid. He's worthy. Mense, kom ons sluit die oë. Here Vader, ons sê dankie Here dat ons vanaand weer kan getuig van die goedheid, van die guns, van die genade, van die liefde, van die barmhartigheid. Here, hoe faithful U is en hoe getrou U is op U woord, Here. Ons kan net dankie sê. Here, vanaand se getuienis Here, binne my hart hoop ek en wens ek, Here, ek kan mense help en ek kan vir mense antwoorde gee. Here, laat hulle net nader na U toe kan kom. Laat hulle net hulle vertroue in U kan sit, net kan vashou en kan weet ons God lewe. Ons God is daar en Here, laat hulle 'n verhouding met U kan hê. Laat U vir hulle ook kan deurkom, Here. En laat U vir hulle ook 'n God kan wees, in Jesus naam. Here Vader, ek bid in die magtige naam van Jesus Christus, dat hulle antwoorde kan kry in hierdie getuienis, in Jesus naam. Dankie Here, dat ek het kon getuig, dat dit kan wees tot eer en verheerliking van U heilige naam. Aan U Here wat Vader, Seun is en die Heilige Gees is, in Jesus naam. Amen en amen en amen. Mense, dankie dat julle ingeskakel was, dankie dat julle vanaand saam my gejubel en gejuig het, dankie dat julle saam geluister het. Onthou, môre aan jubel en juig ons, dan loof en prys ons die Here en ons aanbid die Here. Saterdag aand kies ons weer 'n nommer, so ja, onthou Saterdag aand tussen 7 en 9, dan kies ons 'n nommer, môre aand tussen 7 en 8, dan loof en prys ons die Here en ons aanbid die Here. So kom môre aand saam, kom net vandag saam asseblief. Tot dan, wees geseën, wees gegroet en shalom. Good night julle. Geseënde mooi wonderlike aand. Amen. Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come, let thy will be done, as on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power and the glory forever. Amen. En op daai noot van amen, sê ons nou goeie nag, wees geseën, wees gegroet. Shalom tot môre aan toe. Good night julle.